Maar kom ons lees saam op die skerm. Daar in Romeine 12 vanaf vers 1. Nou wil ek julle baie ernstig vra, broers en susters, as julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan julle self aan hom as 'n lewende en 'n heilige offer. Dis waaroor Christendom gaan, om jouself te gee. Dit is die soort offer waarvan hy hou, en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Het gaan oor om jouself te gee, en om te dien. Jy moet bereid wees om die minste te wees. Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm, deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Belangrik om op 'n nuwe manier te dink. Dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê dat julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. Namens hom wat my in sy genade tot sy apostel gemaak het, sê ek aan elkeen van julle dat jy nie jouself moet oorskat nie, maar dat jy jouself nugter moet beoordeel volgens die geestelike toerusting wat God aan jou toebedeel het. Elkeen van ons is toegerus. Ons besit elkeen een liggaam wat uit baie ledemate bestaan en wat elkeen sy eie spesiale funksie het. Net soos dit ook met Christus se liggaam, al is ons baie, vorm ons saam een liggaam. En ons het al baie keer daaroor gepraat dat ons is een liggaam hier by mekaar. Een liggaam. Omdat ons aan Christus verbind is, en as ledemate van hierdie een liggaam hoort ons saam, en het ons mekaar nodig. So Gert, jy het my nodig. Gert, jy het my nodig en ek het jou nodig. Ons het gawes wat met mekaar verskil, van mekaar verskil volgens die genade van wat God aan elkeen van ons gegee het. Ons moet hierdie vermoëns reg gebruik. As God aan jou die gawe gegee het om te profeteer, moet jy dit aanwend in ooreenstemming met ons geloofsoortuigings. As dit is om ander te dien, doen dit met oorgawe. So ons het mekaar nodig, julle het my nodig. Ek het elkeen van julle nodig. En ons moet mekaar dien met oorgawe. As jy onderrig gee, gee dan kwaliteit onderrig. As dit is om ander op te beer, lê jou daarop toe. As jy materiële ondersteuning kan gee, doen dit sonder bymotiewe. As God aan jou leierseienskappe gegee het, hanteer dit met toewyding. En as jy die gawe het om ander in hulle nood by te staan, doen dit met 'n vrolike hart. Dit help nie en help mense en jy staan hulle by, maar jy is nie vrolik in jou hart of bly in jou hart om dit te doen nie. Amen. Nou, ons het verlede Sondag gepraat oor ons eenheid as gemeente. En ons het gesien hoe belangrik die eenheid is. Jesus het gebid vir sy disippels. Hy het gebid vir sy kerk, vir sy gemeente, dat hulle almal een moet wees en dat daar 'n eensgesindheid onder ons moet wees. Het ons gesien daar in Johannes 17. En toe het Jesus gesê, as daar 'n eenheid in sy gemeente is, dan sal die wêreld weet dat hy deur die Vader gestuur is as redder van die wêreld. Ons het ook gesien, hierdie eenheid in die gemeente is net moontlik as gevolg van 3 dinge. Eenheid in die gemeente is net moontlik as gevolg van God se liefde, as gevolg van die inwoning van die Heilige Gees, en as daar 'n eensgesindheid onder ons is.
Nou as gemeente lê ons grootste krag in ons eenheid, want slegs as 'n eenheid sal ons berge verskuif, omstandighede sal verander, ons het gesien die vyand sal op die vlug slaan, en ons sal in oorwinning uitbeweeg, meer as ooit van tevore. As ons saam stem, saam glo, saam staan, as 'n gemeente. Stem julle saam? Nou ons moet hierdie eenheid bewaar en beskerm. Filippense 1 vers 27 sê, ons moet in volkome eensgesindheid standvastig saam stry vir die geloof in die evangelie. Daarom het ons hierdie hele grondgebied verlede Sondag afgesonder en gesalf in hierdie gebou gesalf, want dit behoort ons aan God. En ons het dit gesalf en afgesonder as 'n aanbiddingsplek. En ons het weer dinge in die geesteswêreld verklaar en oorwinning in besit geneem, want ek glo dis belangrik dat ons die gesag sal opneem wat God vir ons as gemeente gegee het. Want ons is die mense met die grootste gesag op aarde, omdat ons sy kinders is, en dis ons wat moet heers oor die mag van duisternis, en nie die mag van duisternis wat oor ons moet heers. Het is belangrik om ons aanbiddingsplek af te sonder en gereeld te bid, ook vir ons hele gemeente. Nou wanneer ek hier staan, waar ek nou staan, dan staan ek nie hier uit myself uit nie, maar ek staan hier as die herder van hierdie gemeente, omdat God my hier aangestel het, vir 'n bepaalde tyd, en hy verwag van my om die gemeente te beskerm. Nou God het hierdie gemeente hier geplant, vir 'n spesifieke rede, lank voor my tyd, Bethesda, huis van genade, vir 'n spesifieke rede, en as ons weet hoekom God hierdie gemeente hier geplant het, en wat die doel is van hierdie gemeente, glo ek kan God groot en wonderlike dinge hier doen. En vir my persoonlik is dit wonderlik om deel te wees van die gemeente. En is vir my en Natalie voorreg om saam met julle te kan aanbid. Ons is mos een familie in die Here. Nou Hebreërs 10 vers 24 in die Lewende Bybel sê, laat ons dan mekaar help en aanmoedig. Ek het ook aanmoediging nodig. Ons moet mekaar lief hê en goed wees vir mekaar. Hebreërs 10 vers 24. Nou God het ons hier saamgevoeg, en elkeen van ons is hier vir 'n doel. Ons is nie maar net hier per toeval nie. Ek en jy is hier vir 'n spesifieke rede, vir 'n spesifieke doel. En as ek volgende keer met julle praat, wil ek graag begin met 'n reeks oor wat is jou doel in die lewe? Ons gaan 'n bietjie daaroor praat. Want ons het nou al gepraat oor wees 'n mens. Nou gaan ons praat oor wees 'n doelgerigte mens. Maar ons is nou hier want God het dit so bepaal. En wat God met my deel as herder van hierdie gemeente, wat ek in my hart ervaar, wat hy vir my sê is, hy is op pad met die gemeente. Dis 'n reis
wat ons saam met God deurgaan. En hy is op pad met die gemeente. En wat ek in my hart ervaar, wat hy vir my sê, is daar's wonderlike dinge wat voor lê. En elke gemeente het sy eie doel, elke gemeente het sy eie roeping. En wat ek in my hart ervaar, wat hy vir my sê oor Bethesda gemeente is, dat hierdie gemeente sy roeping en doel vir hierdie spesifieke tyd is om 'n lig vir die wêreld te wees. En God is op pad met die gemeente en elkeen moet deel wees daarvan. Ek en jy moet deel wees daarvan, sodat sy lig al hoe verder en al hoe groter sal uitkrim, sodat ons waarlike lig in hierdie donker wêreld sal wees. Betsy sê amen. Nou ek glo ons betrokkenheid in ons eie gemeenskap gaan ook grootliks toeneem. Veral in hierdie jaar, ek dink aan ons Yada bediening, waar ons spesifiek uitreik na die minder bevoorregte gebiede en daar op die plaas. Bly Abra en Brenda, as jy Abra en Brenda, dankie dat julle plaas beskikbaar gestel het en dat julle werkers die geleentheid gee om na die woord te luister en is wonderlik om so uit te reik op die plaas. Kan ek sien wie was al saam met ons? Jou wat hande gaan op. Maar jou wat hande is nog nie op nie. Almal is altyd welkom om saam met die Yada bediening uit te reik. En ons welsynbediening, hulle moet gou agterbly na die diens. Hulle gaan ook nou binnekort weer uitreik na 'n skooltjie toe. Ons klein groepe, belangrik om deel te wees van 'n klein groep. Ons uitreike, en ek is ook opgewonde oor die kruisbestuiving wat plaasvind tussen die verskillende bediening. Ek sien dit begin nou 'n bietjie momentum kry, want ek het nou weer daaraan gedink dat die kunste en die gasvryheid bediening en die diensspan, skielik is hulle nou 3 ratte wat begin saam draai. En dit maak my opgewonde om te sien hoe die mense begin dink en dinge saam wil doen. So ek is bly daaroor. Maar as jy nog nie betrokke is nie, raak betrokke. Raak betrokke in die gemeente. Jy kan nie net 'n toeskouer wees nie. Jy moet 'n deelnemer wees. Amen. Hoeveel bedieninge dink julle is daar in hierdie gemeente? Om spesifiek te wees? Op die oomblik is daar 24 verskillende bedieninge. So jy het geen rede om nie betrokke te raak nie. Raak betrokke, kry jou self aan rad en doen iets vir die Here. Donald Trump. Doen iets vir die Here terwyl daar nog tyd is. Raak betrokke. Jy het die wonderlike geleentheid. En ek glo ons betrokkenheid in die wêreld gaan ook toeneem. Dit is wat die Here in my hart vir my sê. Miskien lyk dit nie so nie, maar hierdie gemeente gaan 'n verskil maak, selfs in ander dele van die wêreld. En ek wil vandag hier staan, nie net as 'n herder nie, maar ook as 'n profeet, en ek wil profeteer en ek wil sê, in die naam van die Here, op hierdie mat, voor hierdie kansel, gaan hier nog baie mense staan wat afgesonder word, en wat gestuur word na die oeslande van die wêreld, om vir die Here iets te gaan doen.
Nou ons wêreld-evangelisasieprojek is baie belangrik. Ons gaan nie weer 'n geloofsofferbelofte opneem nie. Want die Here het dit nie vir my gesê nie. Maar toe ek oor bid, het ek ervaar, hy sê vir my, dit is in my kinders se harte. Dis wat hy vir my gesê het. Dit is in my kinders se harte. So, ons geloofsofferbelofte koeverte gaan altyd daar agter wees. Dis 'n persoonlike saak tussen jou en die Here. Jy kan aangaan, jy kan dit verhoog. Moet dit nie sommer net stop nie, want dan stem jy eintlik die werk moet stop. Gee eerder 'n rand of 2 meer, maar jou koevert sal altyd daar wees. En wat ons gesien het is, dit het van die tiendes beïnvloed en ons wil nie hê dit moet jou tiende beïnvloed nie. Dis nie deel van jou tiende nie. Dis 'n bedrag wat jy en God ooreenkom, wat jy gaan saai vir evangelisasie en sending. So bid vir ons wêreld-evangelisasieprojek. Ons gemeente is betrokke in die wêreld. In 'n mate is ons betrokke daar in Amerika. Want ek verteenwoordig julle ook daar. Ons is betrokke in Indië en pastoor Quentin het nou vir my gesê hy beplan om weer te gaan. So dit is vir ons wonderlik. Onthou julle verlede jaar was hy 6 of 7 weke daar. En die Here het hom gebruik. So hy was 'n verlengstuk van ons gemeente daar in India. En Bethesda het 'n verskil in Indië gemaak. Dan help ons ook redelik in Swaziland om 'n kerk daar te bou. En hierdie week word die singplate afgelewer om die dak van die kerk op te sit. So ons is opgewonde en bly daarvoor. Kan ek 'n amen kry? Nou, ons bid vir Indië vandag. By elke nagmaaldiens gaan ons spesifiek bid vir 'n land. 1.3 biljoen mense, 82% Hindoes, 13% moslems, net 2.1% Christene. Dis die nuutste statistieke, maar ek dink die bevolking het alweer opgegaan. So ons moet ernstig bid vir redding, vir verlossing. Daar's 2026 onbereikte bevolkingsgroepe in Indië. Ek dink as 17.600 onbereikte bevolkingsgroepe in die wêreld. En in Indië alleen is daar 2026. So kan ons as gemeente staan, en dan bid ons vir Indië. En ek gaan vir Sean vra om vir ons te bid. Kom ons vat hande en ons bid vir die Here se werk in Indië, dat mense ook daar tot bekering sal kom. Ja, dankie. En laat die Here werkers in sy oesland sal uitstuur. Ons bid dat die Here sal voorsien vir pastoor Quentin om ook weer te gaan. Dankie Sean, ons stem saam. Onze dierbare God en hemelse Vader, Here, ons kom vanmôre na U toe in die naamvolle naam van Jesus Christus. Here, ons herinner U net aan U woord, Here, wat U sê in die woord, Here, klop, vir jou sal oopgemaak word, soek en jy sal vind. Here, U sê ook in die woord, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Here, en vanmôre bring ons dit al die lof en al die eer aan U toe, my God, want aan U alleen, Here Jesus, kom het toe, Here. Vader, ons lê vanmôre Indië by U voete neer, Here, my God. Here, ons bid vir bekering in daai plek, Here. Vader, ons bid, Here, dat U sendelinge sal stuur, Here, om U woord uit te bring daar, Here. U lig daarso te laat straal, Here.
dat Indië, Here, kan terugdraai na U toe, die almagtige God. Ja, ja. Here, dat Indië een kan wees vir U, my Vader. Here, want die Satan is al reeds oorwin, Here. Ja, Die ja. Satan het geen mag oor ons nie, my Dankie, God. Jesus. Ons moet hom net vertrap, Here. Al wat die Satan kan doen, Here, is dit wat ons hom toelaat om te doen, Here. Maar ons bestraf hom in die naam van Jesus Christus. Here, en ons bid dat die Heilige Gees in Indië sal beweeg. Here, dat hy mense sal verander, Here. Dat hy mense sal aanraak, Here. Dat Indië, Here, heeltemal kan terugdraai na U, die almagtige God toe. Here, so bid ek ook vir Quentin wat sal afgaan, Here, dat U ook met hom sal wees, Here. Ja. Dat U salwing, dat U seëninge oor hom sal wees, Here. Dat U hom daar sal lei, dat U hom daar sal oprig, Here. Dankie. Vader, vanmôre wil ek ook net so bid, Here, en ek pleit die bloed van die lam oor Indië en ek bid, Here, Ja, dat U 'n laar van engele om daai plek sal trek, Here. En dankie my God vir dit wat U sal doen, Here. Ja, Want ja. Vader, as ons iets bid, Here, moet ons ook glo in dit wat ons bid, Here. En ons sê vir U baie dankie, Here Jesus, vir dit wat U daarso sal doen, Here. Vader, vanmôre bring ons aan U toe al die lof, al die eer en al die dank in Jesus se naam. Amen. Amen. Dankie. Dankie. Ek wil ook weer sê dat elkeen moet die geleentheid kry om sy eie gawes en sy eie talente te ontdek en om sy en haar bediening uit te leef. Elkeen moet sy en haar bediening kan uitleef in die gemeente. Dit is belangrik. Dit is nie 'n one-man show nie. Elkeen moet net homself wees. God se teenwoordigheid geniet, sy groot opdrag uitvoer, sodat ons kan doen wat die Here van ons verwag. Ons is 'n unieke gemeente. Uniek. Elke gemeente het sy eie kultuur, sy eie roeping, sy eie visie, sy eie bediening, wat deel vorm van God se groter prentjie vir sy kerk wêreldwyd. Hier, terwyl ek hier is, hang ons nie bordjies om mense se nekke nie. Almal is gelyk voor die Here. Almal is dieselfde. Ons almal is gelyk in status. Geen diskriminasie nie. Dis mos hoe Jesus was. Almal was vir hom kosbaar en belangrik. Almal. Nou 1 Korintiërs 3 vers 9 in die Amplified sê, "For we are fellow workmen, joint promoters, laborers together with and for God." So almal saam. Ons almal saam is 'n span en ons vorm deel van God se instrument in hierdie wêreld. Want God het die potensiaal in ons gemeente raak gesien om 'n verskil te maak in ons eie gemeenskap, maar ook in ander dele van die wêreld. Amen. Sean en Jackie, julle kan by die huis praat. Saam is ons 'n span. Ons vorm deel van sy instrument hier in hierdie wêreld. En die wonderlikste deel van dit is dat ek en jy persoonlik deel daarvan kan wees. Amen. Nou, so in die week toe herinner die Here my aan 'n woord wat hy vir my gegee het, want hy's besig met iets unieks daar in 1 Konings 19. Julle kan die hoofstuk gaan lees, maar hy herinner my aan hierdie woord wat hy my gegee het. Dink as daar in vers 11, 12, 13 daar iewers. Toe Elia vir Isebel gevlug het, want Isebel wou hom doodmaak. En terwyl ek ervaar dat die Here vir my sê, hy doen iets unieks met die gemeente, herinner hy my aan hierdie woord. Toe Elia
gevlug het vir Isebel, kruip hy in 'n grot weg, in die berg Horeb. Hy het 40 dae en 40 nagte gestap om daar te kom, so het hy gevlug. En terwyl hy daar in die grot is, praat hy met die Here, en die Here sê vir my, moet buitekant gaan staan op die berg, sodat hy met hom kan praat. En terwyl hy daar op die berg staan, kom daar 'n stormwind, wat die rotse losgeruk het en die berg het gebewe. Maar God was nie in die stormwind nie. Na die stormwind toe kom daar 'n geweldige aardbewing. Maar God was ook nie in die aardbewing nie. En na die aardbewing toe kom daar 'n vuur. Maar God was ook nie in die vuur nie. En na die vuur toe kom daar 'n sagte koelte. En God was in die sagte koelte. En toe praat God met hom. En ek het dit al baie keer gesien hier in ons dienste. Soos vanmôre. Ek staan daar agter en aanbid. En ek dink by myself, die Here gaan dit en dit doen, en die Here gaan so en so werk, en dit gaan gebeur. Maar dan gebeur dit nie, en dan kom hy net soos 'n sagte koelte oor ons. En dan sien ek, mense praat met die Here, trane word afgevee, vergifnis vind plaas, mense maak reg met die Here, sonder dat iemand eers vir hulle bid. Want soos 'n sagte koelte, dit is uniek. So God is goed vir ons. Het voel vir my, ek hoef nie eens hier te wees nie, want hy beweeg self en hy raak harte aan, hy doen wat hy wil doen. Dus hoekom ons moet altyd op die agtergrond wees. Dan besef ek al hoe meer, dis God wat sy kerk bou, nie deur krag of geweld nie, maar deur sy gees. En 2 Korintiërs 3 vers 17 sê, die Here is die gees, en waar die gees van die Here is, daar is vryheid. En dit is belangrik, daar moet vryheid wees in die gemeente, en daar moet vryheid wees in die dienste. Die kindertjies moet vry voel om 'n vlaggie te vat daar agter en dan bid. Mense soek na 'n kerk en 'n gemeente waar daar vryheid is. Stem julle saam? Die waarheid is, baie mense soek nie meer 'n kerk met 'n koue, tradisionele, dooie, formele, gereserveerde, hoogmoedige, snobistiese, kyk mekaar op en af atmosfeer nie. Mense soek 'n gemeente waar hulle net hulle self kan wees en waar hulle kan vry wees om die Here net te aanbid. Is dit waar? Mense soek na eerlikheid en opregtheid. Eerlikheid en opregtheid. Want kerk wees gaan nie oor ek nie, maar oor ons. Romeine 15 vers 1. Op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting
En dan net vir hom Willem die Engels. En die message. Hy sê dit baie mooi. Those of us who are strong and able in the faith need to step in and lend a hand to those who falter. And not just do what is most convenient for us. Strength is for service, not for status. Daar's nie verskillende statusse en vlakke nie, ons almal is dieselfde voor die Here. Each one of us needs to look after the good of the people around us, asking ourselves, how can I help? How can I help? Nou voor ons gaan aansit, ons moet in mekaar belangstel, ons moet mekaar aanmoedig, ons moet mekaar versterk en bemoedig, ons moet saam groei, ons moet saam sterk wees in geloof, ons moet saam toeneem in liefde, want ons is sy gemeente, ons is nie hier vir mense nie, ons is hier vir hom. 1 Petrus 4 vers 8 tot 10 sê, wil hy nie, in die Lewende Bybel 1 Petrus 4 vers 8, die belangrikste van alles is dat julle mekaar van harte moet lief hê. Is julle wakker? Of moet ek julle 'n bietjie met water gooi? Is jy wakker, Nathalie? Die belangrikste van alles, 1 Petrus 4 vers 8, is dat julle mekaar van harte moet lief hê. As 'n mens iemand liefhet, maak jy nie 'n bohaai oor al sy foute nie. En dan vers 9 wou ek nou uitlaat, want dit geld nou nie vir ons hier in Kraddock nie, in Bethesda gemeente nie. Of moet ek dit maar lees? Ontvang mekaar in julle huise, sonder om agterna daaroor te kla. Geld dit hier ook? Een keer klop ek hoor die vrou skree, ag nee, dis alweer die pastoor. Wat soek hy nou weer hier? En dan hoor ek daar binne is 'n geskuif en 'n gehardloop en kaste word toegeslaan. Wag, ek gaan dit weer lees. Die belangrikste van alles is dat julle mekaar van harte moet lief hê. As 'n mens iemand liefhet, maak jy nie 'n bohaai oor al sy foute nie. Ontvang mekaar in julle huise sonder om agterna daaroor te kla. En dan vers 10, God het vir elkeen van julle besondere bekwaamhede gegee. Julle moet dit gebruik om mekaar te help, want dan werk julle reg met die verskillende vermoëns wat God julle gegee het. Verskillende vermoëns wat God vir ons gegee het. Johan, voor ons gaan aansit, wil Johan graag iets met ons deel. So kom ons luister. Dankie, Johan. Hou hom maar naby en skree maar hard. As hy aan? Ja. Okay.
Ek wil net graag die gedeelte in Lukas 22 vers 19 en 20 lees. Daarop neem hy brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. Wat belangrik is in hierdie gedeelte is, voor hy die brood vat en dit breek, sê hy eers dankie. En ek dink dis iets wat ons in ons daaglikse roetine moet inwerk, is om meer dankie te sê vir dit wat ons het en dit wat die Here alreeds vir ons gegee het. En ook wanneer hy die brood breek, ons besef nie, dit is net Jesus se liggaam wat gebreek word nie, maar ons is in 'n daaglikse stryd waar ons liggaam ook gebreek word, mag dit fisies of emosioneel wees. Ons voel partykeer of ons op daai kruis hang, soos wat die wêreld pile op ons afstuur. Maar die belangrikste gedeelte vir my in hierdie teksvers is, die beker word gevat na die maaltyd. Ons moet onsself oorgee voor die Nuwe Testament in werking kan kom, want 'n testament kom eers in werking wanneer iemand doodgaan. So kom ons, gee onsself oor, want in 1 Samuel 17 vers 47 staan daar, die oorlog behoort aan die Here, en hy veg nie met 'n wapen of 'n swaard of 'n spies nie, en hy gaan die vyande oorhandig aan ons. So die oorlog is klaar gewen, ons moet onsself net oorgee, voor die Nuwe Testament in werking kan kom. Dankie. Dankie. Johan gaan binnekort vir ons preek. Hy sê hy sal van skool daar af wat die Here dit op sy hart lê. So ons bid vir hom, ons bid vir hy roeping op sy lewe en in sy hart, dat dit tot vervulling sal kom en dat die Here se plan in sy lewe sal ontvou en dis bly vir wat die Here vir ons doen, hy's goed vir ons. Ons verdien dit nie.